Daar's sy. Kom vanmôre by Matteus hoofstuk 6 en ons gaan 'n redelike lang gedeelte lees waar hy ons 3 stukke gaan uithaal en mag die Here se woord ook vir ons weer eens om lei en om wys vanoggend. Nou ek begin met 'n ware verhaal in 1930s in Amerika waar die groot depressie getref het en ek onthou altyd my oupa het gepraat van die groot depressie. En miljoene mense wat werkloos was en mense het hulle lewenslange spaargeld verloor. Baie mense het op straat gesit, familie wat uitmekaar uitgeruk is, paas wat op ander plekke moes gaan werk het. Dus die kinders in die familie agterlaat, skole het toegemaak. Ek sê dat honderde skole toegemaak in daardie tyd. Wat ook die gevolg was dat wanvoeding die orde van die dag was, want daar was nie genoeg kos. En die regte kos om te eet nie. En in die hoogtepunt van hierdie depressie in 1930 kom daar 'n man en hy begin 'n voedingsskema sopkombuis. En elke dag kom duisende honger mense in 'n rye gaan staan om iets te kry om te eet. En hierdie man is geprys vir hierdie ongelooflike daad van goedhartigheid wat hy kom bewys aan mense. Die hoop wat hy gebring het vir soveel desperate mense. Die uiterlike figuur soos 'n Robin Hood wat op die toneel verskyn en 'n liggie van hoop is in 'n duister wêreld, die redder van sy tyd. Daar was net een probleem op die skyn van hierdie groot daad wat hy gedoen het, was hierdie man se naam Al Capone gewees en jy sal van hom al gehoor het. Hierdie Amerikaanse gangster. Hy sê hy was een van die grootste figure in georganiseerde misdaad in Chicago in Amerika. En laat my dink aan hierdie wit en swart films wat jy kyk en hy is op die toneel. Hy sit daar met sy sigaar en hy kan hierdie mense wat kom iets doen. Onwettige drankhandel, onwettige dobbelary, prostitusie en afpersing was sy besigheid om ryk te word. Daar word gesê dat hy hierdie liefdadigheidswerk gedoen het om sy openbare beeld te verbeter. 'n Skyn van goedhartigheid gebou op die fondament van korrupsie en verrotting, die regte daad met die verkeerde motief. En hoe goed hy ook al mag gewees het op die uiterlike, was die toestand van sy hart, die innerlike, die totale teenoorgestelde prentjie gewees. Vir hom mense het dit dalk vir 'n dag of 2 of vir 'n week of vir 'n maand uitkoms gegee en hulle sou hom geprys het, want dink maar net as jy honger is en jy kan nie kos in die hande kry nie, hoe voel jy? Sal enigiets vat. Maar die motief waarmee dit gedoen was nie opreg nie. En sou later duidelik word dat hy dit gedoen het om sy openbare beeld te verbeter, om gesien te word, om geprys te word vir hierdie goeie werke wat hy doen, die Here van sy eie storie, die middelpunt wat almal nodig het. Die aandag draai op hom vir die goeie werk wat hy doen. En hierdie innerlike boosheid word verbloem deur 'n uiterlike daad van goedhartigheid. En hierdie is dalk nou 'n uiterste geval. Dink nie daar sit 'n Al Capone onder ons nie, maar hier is nou 'n uiterste geval. Maar die punt wat ek wil maak is dit. God kyk nie net na wat ons doen nie, maar hy kyk waarom ons dit doen. Daar's baie mense wat baie dinge doen, goed en mooi en hulle word geprys en hulle word opgehemel, maar God kyk nie na wat ons doen nie, hy kyk agter die prentjie, na hoekom ons dit doen, waarom ons dit doen, wat is die motief? Wat is die intensie waarmee ons doen? Wat wil ons daarmee bereik? Waar ons die aandag plaas? Gaan dit oor my of gaan dit oor ander mense en oor die Here se eer? 'n Bekende 17de eeu se Franse skrywer, François Delard, en ek weet nie hiervan gaan ek nie probeer uitspreek nie. Maar hy maak die volgende baie interessante, raakvattende opmerking as hy sê, we would frequently be ashamed of our good deeds if people saw all the motives that produced them.
Kan jy imagine as ek en jy deursigtige mense was en mense kon deurkyk? Dan sou dit nie so maklik altyd gewees het nie. Spreuke 16 vers 2 sê ook iets hiervan. Hy sê alles wat hy doen kan vir die mens reg lyk. Maar die Here weet egter waarom hy alles doen. Is dit nie maar so nie? Ons kan so baie dinge doen as dit nie opregtheid is nie. Ek en jy altyd moet weet dat God weet hoe ons doen wat ons doen. Nou ons skrifgedeelte vanoggend in Matteus 6 dan kom Jesus en hy spreek ook weer eens hierdie onderwerp aan. En ek hoop jy het agtergekom in die laaste klomp weke dat Jesus spreek onderwerpe aan, want dit was 'n probleemonderwerpe in die harte van mense. Hy kom weer om die opregtheid van mense te toets, hy kom weer om onder die oppervlak in te beweeg. Vir hom het uitelik nie saak gemaak nie, want hy het dieper gekyk. Dink maar daar in die plekke waar ons gesien het, waar mense Jesus geprys het vir wat hy gedoen het, maar hy het nie regtig daar op hulle staat gemaak nie, want wat sê die woord, hy het hulle gedoen. Jy sien, die Here wil hê dat ek en jy, die woorde wat ons sê, die uiterlike dade wat ons doen, die uiterlike goedhartigheid, 'n ware refleksie moet wees van die toestand van ons hart. Dat dit nie net 'n skyn is nie, dat is nie maar dit is wat ons maar net sê en almal is beïndruk nie, dat dit opreg sal wees. Wanneer ons iets sê dat dit opreg sal wees, want ons mense iets beloof dat dit opreg sal wees, wanneer ons vir iemand iets doen dat dit opreg sal wees, is opregtheid nie net een van die mooiste woorde nie. As iemand vir jou sê jy is 'n opregte mens en dis die waarheid. Dis iemand wat jy sien is wat jy kry. Dit wat hulle bedoel hulle, dit wat hulle sê, dit bedoel hulle. Die vraag is dan waaroor gaan dit? Gaan dit oor my persoonlike voordeel wat ek trek, of gaan dit om ander mense se voordeel te soek? Gaan dit die aandag op my te fokus of op ander mense om hulle op te lig? Gaan dit oor my aansien en populariteit of gaan dit oor dat ek moet diensbaar wees? En ultimately gaan dit oor God se eer, en dan kom Jesus en hy spreek dit aan, want hy wil hê ons moet in opregtheid lewe. En dan saam met my kyk daar in Matteus 6 vers 1 tot 18 en ek gaan 3 gedeeltes uit hierdie stuk uithaal vanoggend. 3 verskillende voorbeelde van uiterlike dade wat die kind van God behoort te doen, kom in hierdie gedeelte na vore. Op sigself dinge wat vir God mooi en reg is. Maar dinge wat met die verkeerde motief gedoen kan word, dinge wat gedoen kan word dat ons beter lyk oor ander mense as wat ons dalk werklik is. En mag ons onsself kom toets vanmôre. Matteus hoofstuk 6 vers 1. Moenie julle godsdienstige plekke en pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Sodat jy goeie dade verborge kan bly, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Vers 5, die tweede ding. Verder as jy bid, moet jy nie soos skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede is verhoor. Dit gebede verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En dan die derde ding vanaf vers 16 tot 18. As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie.
Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mens kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning, klaar weg. Nie as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En hy het hierdie gedeelte op praat ons vanmôre oor die tema die regte daad met die regte motief. Die regte daad met die regte motief. In die wêreld waar ons leef, is daar soveel regte dade, maar soveel verkeerde motiewe. En die Here wil hê dat ek en jy die regte daad moet doen met die regte motief. En hier kom Jesus en hy kom dan en hy lig 3 dinge vir ons uit. 3 belangrike dinge en hy sê, hy praat eerstens van vrygewigheid aan behoeftige of arme mense. Tweedens kom praat hy wanneer ons bid en derdens kom praat hy van wanneer ons vas. Alles belangrike dinge in die lewe van die kind van God. En daarom spreek Jesus dit aan, want hoewel hierdie dinge 'n geestelike konnotasie het en groot waarde het, kan al 3 van hierdie dinge met die verkeerde motief gebruik word om 'n beeld te skep van wie ons is, wie ons dalk nie regtig is. En net vir so 'n bietjie konteks, die Fariseërs kom weer eens hier na vore. Die Fariseërs, die dominees, die skrifgeleerdes, die hoëgeplaases van die tyd het met hierdie probleem gesukkel. En hulle wat eintlik die voorbeeld moet stel, kon dit net nie regkry nie. Eerstens was dit gewees dat die Fariseërs geken was om vir arme mense te gee. Hulle het gesien dis een van die grootste vorme van geregtigheid. So hulle kom en hulle doen hierdie uiterlike mooi dade en vir die mense lyk dit goed en mense wens as ek maar net so kan wees. Hulle ken die skrif, hulle gee vir die armes. Maar die innerlike motief was gewees om geprys te word, om gesien te word, hierdie uitpasyn sodat ander mense hulle kon prys. Kyk hoe ek die wet onderhou, ons is beter as julle. En dan sê Jesus vir hulle, julle is wit gepleisterde grafte. Droog en gekraak, maar mooi gepleister. Maar hulle het ook gereeld gebid. En dit was nie hierdie ding dat net bid waar hulle kom of bid in hulle binne vertrek of by die huis nie. Hulle het gegaan om in die publiek met opset te gaan bid en dit beteken nie dat daar fout is om in die publiek te bid nie. Ons moet dit doen. Maar dit gaan oor die motief. Hulle het hierdie uiterlike perfekte woorde gebruik. Ek seker hulle moes die wet aangehaal het in hulle gebede. Hulle quoteer die skrif en hulle kom voor asof hulle geestelik verhewe is bo die res. Hierdie uiterlike vertoning wat sê, kyk hoe geestelik is ek. Maar die Fariseërs was ook bekend daarvoor om te vas, om vir 'n tydperk nie te eet nie, sodat hulle op God kon fokus, die vlees te onderdruk met 'n geestelike resultaat. Maar hulle doen dit om ekstra geestelik te lyk, en hierdie teks het vir ons gesê wat hulle doen, hulle gaan ook later daarna kyk. En hierdie ding van ek vas vir soveel dae, jy vas nie eens. Is dit nie maar so dat ons ook wel baie keer kan dink, ons is bietjie meer geestelik verhewe of dieper as 'n volgende persoon. Dit kan so vinnig inkruip. Iemand het eendag my genooi om saam te vas en ek sê, maar ek kan nie vas nie, weens mediese redes kan ek nie vas nie. Maak dit my dan nou minder as jy wat kan vas? Ons kyk wat gee ander mense en ons dink, hulle gee so baie, ek is minderwaardig. Ons kyk hoe mooi bid daai mense en dan bid ek maar liewers nie voor mense nie, want my gebed is nie so goed soos hulle se. Kyk, daai persoon vas vir 40 dae, dan voel ek minderwaardig. As ek so in die kerkwêreld kyk en ek hou verskeie kerke dop reg oor die wêreld, is my interessant om te sien wat in die kerk aangaan, dan dink ek die kerk moet baie versigtig wees dat ons nie ook in hierdie strik draai. Luister na 'n sekere Amerikaanse predikant wat eendag gesê het,
praat hy oor sy eie bediening en hy sê, no other ministry has done more. Dit is regtig? Die ander het dit dalk nie uitgesaai. Ons pas onsself gedurig aan, want ons meet onsself aan ander, ons meet onsself aan ander gemeentes en ons gebruik daai maatstaf asof dit God se maatstaf is. Dit is interessant wanneer Jesus dan nou praat oor om vir armes te gee, te bid en te vas, hierdie uiterlike dinge, dan kom hy en hy sê elke keer die volgende woorde, hy sê as julle. So hy neem dit van selfsprekend dat mense veronderstel is om te bid, veronderstel is om te gee, en as jy dan nou kan veronderstel is om te vas. Hy neem aan dat hierdie goed nie verkeerd is nie. Dis nie verkeerd nie. Ek bedoel, Jesus self het hom gereeld afgesonder om te gaan bid. Jesus self het vir 40 dae in die woestyn gaan vas. Jesus self het vir die armes voorsien. Dink aan die duisende wat hy gevoed het. So hierdie dinge is op sigself nie verkeerd nie. Dis die vrug wat in die kind van God se lewe behoort te wees en ons moet dit doen want dit is belangrik. Maar wat Jesus wil kom sê is die intensie waarmee ons doen. Daar's 'n regte manier en daar's 'n verkeerde manier. En in hierdie gedeelte dan lig hy elkeen van hierdie drie uit en dan sê hy elke keer wanneer jy dit doen, dit moet jy nie doen nie en dan moet jy dit doen. En elkeen van hulle ons gaan kortliks daarna kyk. So wat is die intensie? Wat is die motief? Basies, hoe moet ek dit doen en hoe moet ek dit nie doen? En so kom ons kyk na elkeen net kort. Die eerste punt wat Jesus kom en maak en hy sê, as julle armes help, vir armes gee in die eerste 4 verse van hoofstuk 6, dan sê hy hoe ons dit nou moet doen en dit nie moet doen. Vers 1 tot 2, dan noem hy 'n paar goed. Hy sê, wanneer julle armes help, dan moet julle nie soos julle godsdienstige pligte in die openbare nakom om deur mense gesien te word. En hierdie skrifgedeelte kan dalk teenstrydig met die ander skrif wees wat sê, laat julle goeie werke so voor mense gesien kan word, dat hulle die lig kan sien en God verheerlik. Wat dit hier sê is, ek het nie met opset ontwerp in die publiek doen, sodat mense ons moet sien. Kyk wat doen ek, kyk wat gee ek. Want as ons dit doen, kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is. Hy kom hier en hy sê, moet dit nie uitpassy nie, moet nie daaroor praat nie, doen dit net, en gaan aan met jou lewe. En dan kom hy hier en hy sê, skynheiliges doen dit, sodat die mense met lof van hulle kan bewaar. En wanneer ek en jy die hele tyd ons die aandag op onsself plaas, en kyk wat het ek gedoen, en kyk wat het ek gesê, en kyk hoe ek daai mense gehelp, en kyk, dan kan dit 'n vorm van skynheiligheid wees, want dit is wat God sê, ons moet dit nie doen nie. Die eer kom ons nie toe nie, want enige goed wat in my is in anyway in die Here wat hy daar geplaas. En dan kom sê Jesus hierdie baie sterk woorde, hy herhaal, dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Wil jy jou ewige beloning verloor? Soek die aandag dat mense die hele tyd sien wat ek en jy doen. En wat is die gevolgtrekking hiervan? As jy ander mense help, met die motief om gesien te word, verloor ons beloning by die Here. Ons het ons nou klaar 'n dankie gekry. Ons het ons nou klaar. En ek sê, dit is nie verkeerd as mense sien wat ons doen nie. Dit is nie verkeerd dat mense ons bedank nie, maar die motief van waarmee doen ek dit? Wil ek graag gesien word? Bou dit hoogmoed in my op. Ontbreek nederigheid. So dis die gevolgtrekking. Ons verloor ons beloning by die Here as ons met die verkeerde motief gee. Jy sien, ons kan op 'n plek kom waar ons soveel vir mense doen, dit ons floreer daarop vir die aandag. Nou gaan dit nie meer oor ander mense, dit gaan oor my. In die wêreld vandag is daar soveel influencers op YouTube wat so graag wys wat hulle doen, en daar is 'n baie fyn lyn tussen ander mense motiveer om dieselfde te doen en om die eer na homself te vat. Dat is 'n baie fyn lyn. So Jesus kom en hy sê, as jy die armes help, nie met opset gaan met die motief om gesien te word nie, maar wat moet ons doen? As jy die armes help, moet jy die volgende doen, vers 3 en 4. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand weet.
Wanneer laas het ek en jy vir iemand iets gedoen sonder dat hulle weet ek en jy het gedoen? Jesus kom sê die spesifieke woorde, ons moet dit so doen sodat jou goeie daad verborge kan bly. Steek dit weg. Moenie 'n groot bohaai daarvan maak nie. Moenie hierdie hoeha maak dat almal moet jou prys en hande klap nie. In ander woorde, ons intensie en die motief moenie wees om beter te lyk vir ander mense nie. Maar ons linkerhand moenie weet wat ons regterhand doen nie, sodat God verheerlik kan word daardeur. En wat is die resultaat hiervan? Jesus gee dit, hy sê, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer ek en jy die eer kry, kan mense ons dalk beloon met 'n dankie. Of 'n klap op die rug en 'n handeklap en sê, jy het so goed gedoen. Dis wat ons beloning is. Elke bevordering. Maar daai beloning is tydelik, maar wanneer God ons 'n ewige beloning gee, ons doen dit met die regte gesindheid, ons kry ons ewige beloning, is dit vir ewig. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil eerder God se beloning hê, as wat ek die eer van mense soek. Die tweede wat hy noem daar is, as jy bid, vers 5 tot 8. Kom hy weer eens en sê, dit is hoe jy dit nie moet doen nie, en dit is nou hoe jy dit moet doen. Hoofstuk 6 vers 5, 7 tot 8 sê, wanneer jy bid, moet jy nie weer eens soos die skynheiliges wees. Wat is 'n skynheilige? Dis iemand wat 'n skyn van heiligheid het, terwyl die realiteit 'n totale ander prentjie is. Dit wat ek sê is nie dit wat ek doen nie, dit wat ek voor mense doen, is nie wat ek agter geslote deure doen nie. Een standaard vir die wêreld en 'n ander standaard vir myself. Ek wys iets vir mense wat ek nie is nie, ek bedoel nie wat ek sê nie, en ek sê nie wat ek bedoel nie. En dan sê Jesus hier, hierdie mense hou daarvan om na die sinagoges te gaan. Hoe die sinagoge gelyk, dit was 'n plek met baie verkeer. Baie mense het daarheen gegaan. Dan staan hulle op die straathoeke en wat hy vat dit verder. Hy sê hulle is soos heidene wat 'n stortvloed van woorde het, wat praat en nooit klaar gepraat kry nie, oor en oor dieselfde ding. Jy sien, ons kan God nie beïndruk deur die hoeveelheid van ons woorde. Ek onthou toe op teologiese kollege was, het ons op Vrydagoggend saam gebid en daar was hierdie een spesifieke oor. Nou is die gebedstyd op maar net 'n uur lank en dan bid hy vir 'n halfuur. En dis oor en oor dieselfde dinge en as jy bid is reg, maar die sensitiwiteit van miskien is iemand anders wat ook wil bid. Dit gaan nie oor hoe goed ons bid nie, dit gaan oor die motief van ons hart. En dan sê Jesus hier, hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Soos jy vanmôre hier sit en na ander mense kyk wat so lank en mooi bid, en jy besef maar jy bid kort, moet jouself nie vergelyk nie. Jesus kom sê, jy moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voor julle hom vra. Hy weet wat jy nodig het en as jy opregtig vir hom vra, maak nie saak hoe lank of hoe kort jy hom bid nie. As God dit in sy wil is om vir jou te gee, sal hy gee. En dan beteken dit ook nie dat ons nie van tyd tot tyd lank kan bid nie. Ek het al baie so intens met die Here tyd spandeer dat ek 'n uur lank bid en as ek kyk as 'n uur lank verby. Dit gebeur ook. Maar wat is die gevolgtrekking? Die gevolgtrekking is dit. Dit is nie die hoeveelheid van woorde of die groot woorde wat meer krag by God het. Vir my is die mooiste gebede die opregte gebede van mense wat sukkel om te bid. Maar jy kan hoor hoe probeer hulle en die intensiteit en die opregtheid wat gebid word. Dit is wat God saak. So dit gaan nie oor die hoeveelheid van woorde nie, dit gaan nie oor die groot intelligente woorde wat ons bid wat God beïndruk nie. Nee, hy ken alles, hy weet alles, niks kan hom beïndruk. Dit gaan oor die motief van ons hart wanneer ons bid. Weet jy dat jy vir 'n siek persoon kan bid in een sinnetjie en God kan genees? Jy kan vir weke en vir maande iemand bid, die hele dag bid en hulle kan dalk nie gesond word. Want dit is in God se wil. Soos hy sê, ons moenie met die verkeerde motief bid nie, maar hoe moet ons dan bid? Hy kom en hy sê vir ons dan in vers 6, as julle dan bid, dit is wat julle moet doen.
Gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Sê weer, publieke gebed is nie verkeerd nie, ons het tyd nodig en ek dink ons moet dalk meer doen. Maar Jesus kom maak dit duidelik dat die gebed wat ek in die privaat doen, sonder dat enige iemand sê, die gebroke woorde, die hartseer, die trane, wat ons uitstort voor die Here in opregtheid, dit tref sy hart. En wat is die resultaat hiervan? Die resultaat is, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Weerens, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Derdens kom hy en hy sê, as julle vas, vers 16 tot 18, weerens, wat moet ons nie doen nie en wat moet ons doen? Vers 16, as ons vas, moet ons nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Die mense het nou gevas, nou is hulle honger en nou loop hulle met lang gesigte rond. Dis verskriklik om hierdie prys en hierdie pyn te dra en die hongerpyne. Hulle loop met hierdie lang gesigte rond, hulle trek ou klere aan, dat iemand tog net kan vra, wat is fout? Wat is fout? En dan die geleentheid te gebruik om te sê, maar ek vas. Ek is beter as jy, want ek kan uithou en jy kan dalk nie uithou nie. Dan gaan hulle na die plekke met die meeste voete, met die meeste gesigte, sodat hulle al die meerderheid kans het, dat iemand vir hulle sal vra, maar waarmee is jy besig? Wat is fout? Die aandag op jouself, nie op die doel waarmee dit moet geskied. Die gevolgtrekking is dit. Om jou swaar kry vir die Here vir mense te wys, beteken nie dat jou verhouding met die Here dieper is as iemand wat sy verhouding met die Here is. Hoe swaar ek en jy vir die Here kry, beteken nie altyd dat ons verhouding dieper is. Hoe langer jy vas, beteken nie jy is dieper in 'n verhouding as die volgende is. Want wat sê die Here moet ons doen wanneer ons vas? Hy sê dis wat jy moet doen, vers 17 en 18. Jy versorg jouself, jy gaan jou gesig en jou hare was, sodat niemand kan sien jy vas nie, behalwe jy en God. Met ander woorde, as ek en jy iets vir die Here doen wat ook swaar is en moeilik is, moet ek en jy beter lyk as iemand wat dit oorvoer. Want so kom ek en jy, dat mense eerder vir ons vra, wat is die hoop in jou? Eerder as wat hulle vir ons vra, wat is fout? En wat is die resultaat hiervan? Die resultaat is, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. In hierdie skrifgedeelte sien ons in elkeen van hierdie 3 voorbeelde die volgende. Ons sien heel eerstens in elkeen van hulle 'n kernverwagting. Die kernverwagting is dat God wil hê dat ek en jy vir die armes moet gee. Ons moet dit doen. Die kernverwagting is dat ek en jy moet bid. Kort bid, ons moet lank bid, ons moet gedurig bid, ons moet aanhoudend bid. Die derde verwagting is dat ons dalk die keuse maak om te vas. En as jy nie kan vas nie, dan maniere vind om die vlees te onderdruk en die fokus op God plaas. Dis die kernverwagting. Dis die vrug in die kind van God se lewe wat geopenbaar moet word. Maar dan is daar die tweede belangrike punt in elkeen van hierdie voorbeelde, en dit is die verkeerde motief, die manier hoe ons dit nie moet doen nie. Wanneer mense goed vir die Here in onopregtheid doen, vir die verkeerde rede, dalk om onsself te verhef, dalk in onkunde, dalk vir selfgewin, dalk om gesien te word, dalk om die gebrokenheid van ons eie hart weg te steek, dalk voel ek minderwaardig en dan moet ek al hierdie goed doen sodat mense net dink ek is beter as wat ek is. En die derde is dan die regte fokus. Die regte fokus om die regte daad met die regte motief te doen. Jy sien, wanneer ek en jy die regte fokus het en ons doen wat ons doen vir die Here in opregtheid met die regte motief, dan is dit in elkeen van hierdie 3 gevalle
wat hy die volgende vir ons sê. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ek en jy hoef nie die goedkeuring van mense daar buite te soek nie. Ons hoef nie die hele tyd geprys te word. En ja, daar is 'n plek vir 'n kompliment en om dankie te sê, dis wonderlik Paulus het dit doen. Maar kan jy het nie nodig om hierdie soeke die hele tyd te hê om 'n dankie te kry en om geprys te word nie. Hoekom? Want mense kan nie sien wat verborge is nie, maar God kan sien wat verborge is. En dan sê Efesiërs 3, daarvan vers 20 af, hy kan ver meer doen as ons ooit kan dink, kan vra of bid. Die Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jy sien, die probleem is dit, ons lewe in 'n instant gratification wêreld, waar mense dit nou wil hê, ek wil nou beloon word, ek wil nou raak gesien word, want ek wil ook dit kry wat 'n ander persoon, ek wil nog steeds bevorder word, en ek wil ook geprys word, en ek wil raak gesien. Maar die wat op die Here se beloning wag, al kry ek dit nie by mense nie, sal nooit teleurgestel word nie. Maar dan is daar die voorskrif, die regte fokus, die regte motief, die regte intensie. En die vraag vanmôre waarom ek jou los is, waarom doen jy en ek dit wat ons doen vir die Here en vir mense? Ek en jy gaan nie altyd die eer kry nie. Baie keer van ek en jy goed doen en ander mense gaan die eer kry en gaan die eer vat vir wat ons doen. Doen ons die regte daad met die verkeerde motief? Of doen ons die regte daad met die regte motief? Amen. Kom ons word stil en dan ons afsluit met 'n lied. Maar kom ons word stil en